Shabbat Shalom aan elkeen. Ek groet julle in die wonderlike naam van Yeshua, ons Messias, of soos het ons ken, Jesus, ons Christus, ons koning, ons prins, die een wat heers van ewigheid tot ewigheid, die een wat binnekort kom om ons te kom haal. Nou ja, dis ons oggende absolute voorreg om saam met jou te mag kuier en dit in die woord van die Here. Maar voordat ons begin wil ek net eers so 'n klein disclaimertjie opsit. Ons neem hier in die huis op in my sitkamer. So dit beteken die video's is nie studio kwaliteit nie. Ons neem dit maar op met 'n selfoon en ons doen ons beste. Die rede is dat ons wil graag, ek wil graag die evangelie van Jesus Christus verkondig. Dit is waarvoor die Here my geroep het en dit is my taak en my doel. So wat ek daardeur sê is, hier's 'n straat, hier's mense, hier's motorfietsse, hier's baie beweging, hier's honde in my erf. So hulle maak maar 'n geluidjie of twee hier en daar. So ek vra dat julle dit sal verskoon, maar ons hoop dat die hoof titel of die hoofrede vir hierdie boodskap by jou sal uitkom en dat ons albei daarby deur sal leer hoe om die Here te aanbid en hoe om naby aan hom te bly en hoe om na sy stem te luister. Maar voordat ek begin, kom ons bid eers saam. Aba Vader, ons nooi U vandag uit om met ons te wees, om by ons te wees, Here. Vader, asseblief, ek vra dat U my vaardig nou sal maak om hierdie woord te breek en dit op 'n waardige manier wat tot eer van U sal spreek, Here. Here, dat ek nie my eie eer sal soek nie, maar Vader, dat ek altyd voor oë sal hou dat dit U is, Here, dat U my verlosser is, dat U my saligmaker is, Here, dat dit U Gees is, Here, en niks anders te nie. Ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Waaroor wil ek nou vandag met jou gesels? Ek wil nou met jou vandag gesels oor die autoriteit van God se woord. Wat is die autoriteit van hierdie woord? Nou ek wil nou so sê, ek wil nie vir jou vra vir die wêreld nie. Ja, inteendeel, ek praat ook van die wêreld, maar ek vra in terme van jouself. Wat is die autoriteit wat hierdie boek in jou lewe het? En jy kan gerus vir my 'n bietjie 'n boodskap stuur om vir my te sê, wat is die autoriteit van hierdie woord in jou lewe? Wat se rol speel hierdie boek in jou lewe? Nou baie keer kry 'n mens die ding dat mense lees hierdie Bybel, maar hulle verstaan hulle eie dinge. Nou ja, ek wil nou nie myself vooruit gaan nie. Voordat ek begin, wil ek graag eers 'n paar vrae stel en uit hierdie vrae uit sal ek later aan antwoord en julle sal sien wat is die boodskap wat ek wil tuisbring. So, kom ons gaan kyk eers na 'n paar vrae en uit hierdie vrae uit antwoord ons natuurlik. Waar kom dit vandaan? Waar kom die Bybel vandaan? Die volgende een, waar pas dit? En vir wie is dit geskryf? Alright, nou net hierso 'n bietjie handrem op, ek wil nou net iets verduidelik. Jou oom daar in die Karoo het so Volten Isuzu bakkie, Hilux bakkie gehad, né? Hilux bakkie gehad, Toyota bakkie gehad. En hy het hom vir 30 of 40 jaar gebruik en later gaan parkeer omdat hy 'n nuwe een gekoop het of omdat hy nie eens meer weer petrol gekry het vir daai ou bakkie nie. En in daai bakkie toe hy splinternuut was, in die cabeel, was daar so 'n dun boekie gewees wat gesê het owner's manual. Die eienaar se handleiding tot hierdie bakkie. En dit wat in daai boekie opgeskryf staan is die Toyota se voorskrifte van hoe hierdie bakkie gebruik moet word, wat se olie, wanneer moet hy gediens word, al daai goeders is in daai boek opgeskryf. Nou ja, ek hoor dat al die Toyota Hilux bakkies hierdie naweek daar in, wat is dit, by Nampo, ek weet nie, was dit ergens in die Vrystaat, het hulle by mekaar kom en al die Hilux bakkies was daar, nou en al daai Hilux bakkies was daar 'n boek wat amper so dik is soos hierdie Bybel. En ja, ek joke nie, ernstig, ek het al gesien hoe dik is daai nuwe handleiding. En in daai handleiding sê Toyota presies hoe moet hierdie nuwe bakkies gebruik word en wat is die kilometers en al die goeders, hoe hy gewerk moet word. Nou, hierdie Bybel is vir my en vir jou geskryf. Hoekom? Nou ek gaan nou by hoekom uitkom. Ek wil eers 'n paar dinge rondom die Bybel verduidelik. Eerste een is, waar kom dit vandaan? Kom ons gaan kyk gou-gou, waar kom die Bybel, die geskiedenis van die Bybel? Nou gaan almal vir my sê, ja, maar ons weet dit. Nou ek wil graag weer met jou dit bespreek, want ek het 'n ander gedeelte wat ek met jou later aan gaan bespreek. Die eerste een is, die Bybel is geskryf oor 'n tydperk van 1500 jaar. Daar was meer as 40 skrywers gewees en is op verskillende kontinente geskryf gewees. En het verskillende
taalgebruik. Nou, ek wil net sê, daar's net eintlik hoofsaaklik net 3 tale wat gebruik was vir die skryf van die Bybel. Hebreëus, Aramees en Grieks. Nou, die Hebreëus en Aramees kom uit die Ou Testament en dan die Grieks natuurlik uit die Nuwe Testament. Nou, hierdie boek, hierdie 1500 jaar, 40 skrywers, verskillende kontinente, verskillende tale, wat het dit beskryf? Daai het net een beskrywe. Dit het net God beskrywe. Dit het net Jahwe, ons Elohim, ons verlosser, ons saligmaker beskryf. Niemand anders nie. Dis die sleutelfiguur in die Bybel van voor tot agter aan die ander kant uit. Die main character in die boek is ons God, ons verlosser, ons saligmaker. So ons het dit nou, né? En hy's een God, hy's waaragtig. Hy is nie 'n God wat 'n God is van hierdie en 'n God van daar nie. Hy is een God wat al hierdie dinge gedoen het. Nou kom ek na die volgende vraag toe en ek sê, waar pas dit en vir wie is dit? Nou kom ons gaan kyk. Hier kom die storie nou 'n bietjie bymekaar. Waar pas dit, Natasha? Die woord van God pas in die wêreld. Dit is geskryf vir die wêreld. Dit is geskryf vir hierdie planeet waarin ek en jy bly. En vir wie is dit geskryf? Vir elkeen wat op hierdie planeet leef. Dit is ons owner's manual van hoe om in hierdie wêreld te leef. Hoe pas dit in die wêreld? Net soos wat God het geskryf het. En op watter formaat het hy dit geskryf? Hier is die formaat wat hy geskryf het. Ek weet julle gaan dit nie sien nie. Julle sal sien, nie so lang lyn. Ek begin daar in Genesis en eindig in Openbaring en daar is sulke pyle of boë wat gemaak is om te verduidelik hoe dit met mekaar vergelyk of cross references. Elke ding wat gebeur, hoe dit met mekaar vergelyk. Die hele Bybel. Kom ek lees eerder wat Paulus geskryf het rondom die Bybel. 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God ingegee, is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Dit is die doel van hierdie boek. Die boek is daar om vir my en vir jou rigting te gee. Hoe leef ek met God? Nou, ja, as jy nie 'n kind van die Here is nie en jy leef daar buite, dan maak dit nie saak nie. Jy hoef nie daaroor te bekommer nie. Dis iets wat jy later in jou lewe sal uitvind, dat dit 'n fout was om nie hierdie boek te ken, of die outeur van hierdie boek te ken nie, of die inhoud van hierdie boek te ken nie. Want ek wil vir jou vertel, in hierdie boek word dit beskryf, dat elke mens voor God sal sy knie moet buig. Daar is geskrywe binne in hierdie boek. Elke knie sal buig en elke tong sal bely dat die Here Jesus ons waaragtige God is, ons verlosser is, ons saligmaker is. Nou wat gebeur? Hoekom het ek hierdie aanval? Dit is nie aanval nie. Hoekom het ek hierdie boodskap? Waarheen wil dit gaan? Of waarheen wil ek met dit gaan? Nou hier is 'n ding wat ek in die week ontvang het van iemand af en dit lees so: If the Bible isn't our ultimate authority, we will eventually fall for anything that sounds good. Nou wil ek vir jou sê, dit klink soos hedendaagse Christendom. En ek wil vir jou sê, in hierdie week, in die paar dae, seker van laaste week of so, sien ek, natuurlik op TikTok, ja, Facebook en al die plekke, is daar mense wat aanvalle loods op Christendom, op die Bybel. Hier word 'n ding verkeerd getrek. Daar, ou het nou die dag 'n ding uitgehaal van al 4 die evangelies. Hoeveel mense was eers by die graf van Jesus gewees en dan praat hy van die. Is dit regtig nodig? Die sleutelding, Natasha, is daai graf is leeg gevind. En hulle het Christus daar gekry wat opgestaan is. Dat hy nie meer dood is nie. Ja, net 'n paar dae voor dit. Ons is nou in die tyd wat ons herdenk dat hy opgevaar het in die hemel om vir ons plek te gaan berei. En vir ons ook weer die gees van die Here sal uitstort sodat ons leiding kan hê. So, wat gebeur vandag? Die mense leef sonder die woord van die Here. En daar is nog 'n ander paar dinge wat kort kom, Natasha. Hoekom die dinge gebeur dat ons loop aan agter enigiets aan wat lekker klink. As daai evangelie, party mense gaan net bloot kerk toe omdat daar praise and worship is. Hulle wil net praise and worship. Hulle wil die woord, die insettinge van die Here wil hulle nie hoor nie. Hulle wil net hoor wat goed is. En dan ken ons daar's 'n ander skrifgedeelte wat sê dat hulle vir hulle 'n menigte van predikers sal versamel om in hulle gehoor gestreel te word, om nie te hoor dat daar 'n verantwoordelikheid is nie.
om nie te hoor dat ons 'n plig het teenoor hierdie woord en teenoor ons God nie. 'n Bietjie water vir die stembande. Nou vra ek die vraag, wat veroorsaak dit? Wat veroorsaak dit? As ons waaragtig tot bekering gekom het, as ons waaragtig by daai punt uitgekom het, wat ons Jesus ontmoet het, en besef het dat die sonde wat aan my vaskleef soos 'n ou vrot vel, is besig om my af te trek in die duisternis in. En ons kom by daardie plek uit waar ons koning Jesus ontmoet, van aangesig tot aangesig wil ek amper sê, ja daar in 'n kerkdiens, of daar by 'n jeugdiens, daar by 'n plek, waar iemand die evangelie met jou gebreek het, en jy besef het, ek het die Here nodig. Besef het, ek moet tot inkeer kom. Ek kan vir jou van my plek vertel, dit was binne 'n hospitaal gewees, die bose het my uitgedaag, en die Here het gekom en ingetree en gesê, jy's vergewe, jy's vrygespreek, jy's vrygekoop, my sterwe en my bloed was vir jou genoeg gewees, jy kan leef, en daarom het ek vandag die verantwoordelikheid om hierdie woord met jou te deel. Nou ja, hierdie woord is 'n verskriklike ding. Ek wil vir jou sê, hierdie Bybel is 'n verskriklike ding, want daar is al soveel dinge gedoen in en deur hierdie Bybel, en in die naam van hierdie Bybel, en in die naam van hierdie Here van hierdie Bybel, is verskriklike dinge gedoen. Mense vermoor, mense geslag, al hierdie dinge het gebeur, en mense het gesê, dit is reg. Hoekom gebeur dit, Natasha? Die bril. Nie die bril nie. Die bril waarmee ons die Bybel lees, Natasha, is veroorsaak dat ons 'n verskillende visie het. Nou ek wil vir jou amper sê, daar seker miskien, ja jy sien, ek wil nou te sag wees, ek wil nou vir jou eintlik sommer ronduit sê, dit gebeur dat ons kom tot bekering, en dan moet ons geleer word in die woord van die Here. Want jy gaan nie die woord ken by jouself nie, jy gaan iemand nodig hê om saam met jou 'n pad te stap. Nou wat gebeur is, daardie persoon kom met die bril waardeur hy gelees het, die bril van X, Y en Z kerk, het hy dit gelees, en daai X, Y en Z het ontstaan deur Piet en Koos, wat op 'n stadium iets gelees het in die Bybel, en dan formuleer hulle eie dogma, en dan het hulle eie bril gemaak en sê, dit is wat ons sien. Dit is wat ons sien. Dit is seker als goed so, maar dit wat gebeur, Natasha, is die volgende. Daai handgranaat gaan af. Nou ek weet nie, vir die van julle wat ervaring het met handgranate, so vieslike, dodelike oorlogsinstrument daai. 'n Handgranaat, wanneer hy ontplof, splinter hy maak 'n klomp fragmente. Wat noem hulle dit, skrapnel. En daar die skrapnel, so ver soos dit hy trek, teen amper, ek weet nie hoeveel 1000 voet per meter, of 1000 voet per sekonde nie, vlieg hy deur been en vlees, asof dit niks is nie. En dit ruk mense uit mekaar uit, en ja, dood is waar dit gaan. Nou, sê ek dit van die Bybel? Nee, ek sê dit van die mense, wat met 'n verskillende bril, die woord van God begin lees. Hulle lees uit dit wat hulle geleer het. Dit waarvan die dogma vandaan kom. Dit lees hulle, en dit versplinter die evangelie. En daarom is daar skrifgedeeltes wat ingegee is vir ons in hierdie Bybel, waar die Here ons probeer waarsku vooraf, nog voor die dinge gebeur het. Ek kan jou vertel van die vergadering te Nicea, waar ons evangelie gevat is, en dit verander is en aangepas is, om 'n nuwe ding te maak. Danksy die Here vir sy Gees, wat nog steeds vir ons duidelikheid gee in sy woord, dat ons weet wat ons verstaan. Danksy die Here vir die Ou Testament, wat rigting gee vir die Nuwe Testament, sodat ons nie uit plek uit kan val nie. En dit het wel gebeur, Natasha, die mense daar buite het nog steeds uitgeval. Hoekom? Want daar het versplintering plaasgevind binne hierdie evangelie. Die eenheid van die geloof is nie bewaar nie. Hoekom? Wat is die ander instrument wat nodig is om hierdie Bybel te lees? Die ander instrument is nie instrument nie, die ander sleutel gedeelte vir jou om hierdie Bybel te kan lees en te kan verstaan en daaruit te kan leef, is die Gees van God. Ons kan onthou dat in hierdie tyd het die Here opgevaar in die hemel en gesê, gaan wag, daar gaan vir julle krag gegee word om die evangelie te kan gaan verkondig. Hierdie krag is uitgestort, ons weet dit, Paulus het daarvan getuig, daar was hoeveel duisend mense wat gehoor het hoe hy praat,
En hy het eenmaal gepraat en 'n klomp mense het in hulle eie tong gehoor. En baie mense was aangeraak. Handelinge 2:38, gaan lees dit maar. Was aangeraak gewees terwyl hy besig was om vir hulle te sê bekeer julle, terwyl hulle hom vra, broeders, wat moet ons doen om hierdie saak reg te maak? Hulle het besef hulle moet terugkeer na die waaragtige toe. Hulle moet terugkeer na God se weë toe. En hy sê bekeer julle, laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van julle sondes, sodat julle die Heilige Gees kan deelagtig raak. Nou ja, ek sit nie 'n vreemde bril op nie, ek wil vir jou 'n skrifgedeelte lees waar Petrus ons kom waarsku het in die Ou Testament, nie Ou Testament, in die Nuwe Testament, amper aan die einde, kom hy met 'n waarskuwing en dit klink soos volg. Daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Liewe Vader Natasha, in vrede. Is daar 'n ander manier wat ons gevind kan word? Is daar dalk 'n manier wat God ons gaan vind in onvrede? Ja, daar is. Julle sal sien dat my logo van my kerk, van Lewe in Jesus Gemeente, is 'n leeu en 'n lam. Op hierdie stadium ken ons die koning van die konings as 'n lam. Hy verdra ons. Hy het liefde, hy het medelee met ons. Hy verdra ons in hierdie tyd, maar steeds het hy sy gees uitgestort om ons te lei in die volheid van die waarheid. Ons verag dit. Ons loop weg van dit. En daarom gaan ons eendag die leeu ontmoet. En daardie leeu, mater, hy gaan nie genadig wees nie. En dan sê hy verder in vers 15, en ag die langmoedigheid van ons Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het. Net soos in al hierdie briewe. Hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte tot hulle eie verderf. So, Petrus vertel vir ons dat daar reeds mense was wat die geskrifte, ek wil nou net vir jou net klassifiseer dat Petrus en Paulus en al die mense het nie geweet van die Nuwe Testament nie. Hulle het maar briewe geskryf om mekaar te bemoedig. Hulle het maar goedjies aangestuur om te sê, moenie opgee op hierdie geloof nie. Wat hulle geken het as geskrifte is die Ou Testament. Die Torah het hulle geken en dit het hulle gebruik. En weet wat, as ek vandag, Natasha, vir party mense vertel van die Ou Testament, dan wil hulle ore raak toe. Jy sien, ernstig, is jy besig om uit lyn uit te raak, en ek gaan nou 'n ander skrifgedeelte vir jou lees. Ons raak uit lyn uit. Hoekom? Want ons het die woord van die Here, maar ons het nie meer die gees nie. En ons het 'n gees wat ons lei. En ek sê 'n gees wat ons lei, maar hy lei ons nie in die waarheid nie. Hy wil ons nie vat na die waarheid nie, want solank as hy vir jou in 'n speletjie hier besig hou in die Nuwe Testament, in hierdie doolhof, en ek sê nie dat hierdie boek 'n doolhof is nie. Hy hou jou besig in sy doolhof met gedeeltes van die Bybel, sodat jy nie ken wat geken moet word nie, sodat jy God nie kan ken nie. En ek gaan dit verder lees. Kom ons lees verder. Hy sê verder, Natasha, nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op jul hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word en deur dwaling en sedelose mense wegval uit julle vastigheid het nie. Sedelose mense. Ek wil amper van Natasha vra, wat beteken die woordjie sedeloos? Ek kan amper klaar vir jou sê, wat is sedeloos? Sedeloos is daar die agterste gedeelte, of nie die agterste gedeelte nie, is die hele 10 gebooie. Sedeloos, sonder morele waarde, wil ons leef. En nou wil jy vir my sê, nee, dit is nie so nie, ons leef in 'n morele, ons word geleer in die Nuwe Testament, yes, jy is reg, al daai goeders wys terug na die Ou Testament toe, soos ek nou nog gewys het, alles wys terug na dit toe, wys terug na die 10 gebooie toe. Nou verag ons die goeders, ons sê dat ons is nie Israel nie, ons is nie daai nie, ons is nie Griek nie, ons is nie Jood nie, ons is nie niks nie, ons is heidene. Nou wel, congratulations. As jy dan 'n heiden is, bly 'n heiden. Wees so. As dit is wat jy wil hê, leef in dit. Maar lees en leer saam met my. Dit is nie wat die Here vir ons gehad het nie.
Dis nie wat hy beplan het nie. Peter skryf, dat hier is ons mense wat die skrifte al daai tyd verdraai het, tot hulle eie verderf. My liewe land, my liewe mens, wil jy regtig die genade en die vrede, wel, kom ek sê nie iets anders erbij, wil jy die genade van die Here beproef? Wil jy kyk hoe ver jy genade kan stretch, voordat dit bars, voordat nie meer genade is nie? Sedelose mense wat nie meer morele waarde het nie, mense wat nie meer vashou aan wat reg is nie. Soos hierdie handgranaat ontplof, gaan die stukke uit mekaar uit. Die senterpunt is nie meer daar nie. Die eenheid van die geloof het nou verval. Hoekom? Ons neem die hele skrif van God nie as 'n leiding nie. Paulus skryf, die hele skrif is ingegee. Die hele skrif, nie gedeeltes nie. Die hele skrif. Vir wat? Sodat ons getuigtig kan word. Dat ons in lyn gebring moet word, of gebring kan word, vir die Here, om hom te kan dien. Sodat ons sy stem kan hoor. Frans, hoe praat jy van 'n valse gees? Broer, suster, julle moet waaksaam wees, soos Petrus sê, wees waaksaam. Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Onthou julle, ek het julle voorheen gesê, die skrif is nie 'n saak van eie uitleg nie. Gaan lees hierdie gedeelte vooraf en julle gaan daai skrifgedeelte kry. Ek wil julle na Jesaja toe vat. In die Ou Testament kom die Here al. Hoe goed is hierdie God nie van ons nie? Hoe lankmoedig is hy nie? Hoe liefdevol is hy nie? Om ons nog tyd te gun om ons saak met hom in orde te kry. Ek wil partykeer sommer net huil as ek dink aan sy barmhartigheid. Jesaja 53 vers 6. Hy sê, ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. En ons erken dit nou in hierdie tyd, Natasha, dat hierdie Yeshua, ons Messias, hierdie verskynsel van ons God in die vlees, het vir ons kom sterf. Hy wat geen sonde geken het nie, het vir ons kom sterf. Sy bloed is gegee. Hy is vir ons gegeesel. Hy is vir ons geslaan, vir ons iniquities. Vir ons swakheid is hy geslaan. Maar ek dink omdat ons so ver al beweeg het van die punt af, dat ons nie meer kan sien, dat ons nie Jesus as 'n gekruisige voor ons afgeskilder word, en ons hom kan sien, dat hier loop hy is stikkend geslaan. 'n Mens wil hom amper nie eens aankyk nie van al die bloed en die merke op sy lyf. En tog moes hy nog steeds aangaan om die volle prys te betaal vir my vryheid. Die volle prys om te kan sê dis volbring. François, dis volbring. In sy kop laat sak. 3 dae, 3 nagte in die graf. Vir my en vir jou. Opgestaan, doeke opgevou. Hy wat weer sal terugkom, het hierdie uitnodiging vir jou, vir my vandag. En hiermee gaan ek klaarmaak. Hierdie uitnodiging het hy vandag vir my en vir jou. En ek en jy moet hierdie uitnodiging aanvaar. Nie moet nie, jy kan as jy wil, ek moet. Want ek weet, ek het geen ander keuse nie. Hierdie God het ek ontmoet. Ek ken sy gees. Ek weet waarmee hy besig is. Ek weet wat hy van ons verwag. Ek en jy weet reg te maak vir wat volgende gaan gebeur. Laat ek dit nie uitstel nie. Kom ons lees hierdie skrifgedeelte. Natasha, in die begin van Jesaja. Kom hierdie God. En hy nooi hom vir jou en vir my uit. Hy sê, kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Kom nou, laat ons die saak uitmaak. Kom nou, kom sit by my, sê die Here. Kom sit by my, laat ons praat oor die dinge. Maar weet wat gaan jy moet aanvaar?
Jy gaan moet aanvaar dat hy God is en ek en jy is mens. Dat hy skepper is en ons die skepsel is. En dat ons nie vir hom gaan dikteer hoe ons hierdie pad verder vorentoe gaan vat nie, of hoe ons die woord gaan aanvaar nie. Ons gaan by hom moet hoor, wat sê hy, en wat is vir hom aanvaarbaar en aanneemlik. En ek kan vir jou sê, dat ons saam met Paulus gaan uitroep, as ons luister na hom, die hele skrif is deur God ingegee, is goed vir teregwysing, onderwysing, sodat ek en jy volkome reg kan wees vir hierdie wêreld. Romeine 12 kom hy en hy sê, kom ons reinig onsself, kom ons maak reg, kom ek lees daai gedeelte, kom ek kry hom gou vir jou. Kom ons begin dit doen in hierdie tyd. Romeine 12. Ek het hom al so baie gelees, Natasha, vir mense. En elke keer as ek dit sien, sien ek die tabernakel van God. Elke keer as ek dit sien, dink ek aan die werk wat die Here vir ons gedoen het en wat hy van ons verwag. Romeine 12. Kom Paulus en hy doen die volgende. Hy sê, toewyding aan God, ootmoed en getrouheid in die gebruik van sy gawes. Hy sê die volgende, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel, as lewende, heilige en aan God welgevalle offer. Dit is julle redelike godsdienst. Jy begin nie daardeur, dis waar jy begin. Dis 'n redelike godsdienst. Volmaakte godsdienst word nog verder gevat. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Hoekom sien ek die tabernakel? Ek sien daar waar die koperwaskom is, en die priesters hulle gedagtes in hulle hande en hulle voete, my handel en my wandel moet verander om in lyn met God te wees. Kom ons laat toe dat die Here ons verander. Kom ons laat toe dat hierdie geskrifte weer vir ons iets beteken. Kom ons laat toe dat die Gees van die Here vir ons sê, wat is die bril waarmee ek lees? Nie jou kerkinstansie se bril nie. Val 'n kerk aan? Nee, luister mooi wat ek sê. Die kerk het nie betaal vir jou saligheid nie. Jesus het. So wie is die een wat autoriteit het oor my en jou? Jesus. Ons Messias. Ons verlosser. En is vir hom wat ons moet volg. As jou kerkorganisasie buite die wil van die Here is, dan is dit jou keuse waar jy wil wees. En jy gaan daarvoor verantwoording moet doen. Vir my het ek gekies om gehoorsaam te wees aan hierdie woord en aan die Gees van die Here. Hoopelik doen jy dieselfde, en ek dank jou dat jy saam met my vanoggend was en deurgekyk het tot op hierdie gedeelte toe. Ek gaan afsluit en dan 'n paar afkondigings maak en ja, dan praat ons later. Kom ons bid eers saam. Abba Vader, baie dankie vir u genade. Here, vanoggend, meer as ander dag, dank ek u vir u genade, Here. Ek loof en ek prys u. En ek vra dat hierdie woord sal uitgaan so ver as dit u wil hê dit moet gaan. En ek dank u vir die nuwe oes wat sal inkom, Here, dat mense tot bekering sal kom en reg sal maak om u te dien. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, woensdag aand 19:30, 7:30, het ons bid hier. Ons kom virtueel by mekaar. Betekende, jy moet jou selfoonnommer vir my stuur en ek moet jou op Lewe in Jesus gemeente insit, sodat jy, wanneer ons daardie oproep maak, kan inskakel saam met ons. Dit raak al die laaste tyd baie lekkerder. 'n Klein groepie wat besig is om te groei, maar ons liefde en begeerte is om die Here te ken. So kom sluit by ons aan, kom dien saam met ons die Here, en ek wil weer eens vra, ter slotte, asseblief, as hierdie boodskappe vir jou iets beteken, skakel in. Dis nou seker die mooi Afrikaanse woord, né? Die Engelse woord, subscribe, like en share.
vra dit in alle nederigheid, dat julle dit sal doen. Mag julle absoluut 'n geseënde week hê met die genade en die vrede van die Here. Mag hy by julle wees, om julle wees en in julle wees, om julle te lei in die volheid van die waarheid. Ek groet julle tot volgende week. Amen.